Sagmoedigheid is 'n moeilike woord om te begryp. Want vir die wêreld is sagmoedigheid gewoonlik 'n teken van swakheid. Terwyl ons in die Saligspreuke sien dat Jesus dit duidelik as 'n opdrag vir ons as gelowiges gee. Sagmoedigheid kom ook glad nie natuurlik vir meeste mense nie. Thomas Merton het gesê, sagmoedigheid is juis nie swakheid nie, maar krag wat onder leiersels gehou word. Kom ons kyk na die volgende 2 videogrepe. My pa het op 'n Hoëveldplaas groot geword en hulle het graag perd gery. En hulle het 1 perd gehad, Dapper. Maar kyk, as jy vir Dapper wou ry, moes jy Dapper gewees het. Want in die eerste plek is dit so gesukkel om net op Dapper te kom. En as jy op Dapper is, moet jy klou vir jou lewe, want Dapper het gehol net waar hy wou. Jy het geen beheer gehad nie, jy kon hom nie stuur waar jy wou gehad het hy moet gaan nie. Hy het gehol totdat hy moeg is, en as hy moeg is, dan stop hy rus 'n bietjie, hy draai om, en dan hol hy weer waar hy wil gaan. En ons sien in hierdie 2 videogrepe en in die verhaal iets van die krag en die fors van 'n perd. Maar ons sien ook hoe dit lyk wanneer hierdie krag nie onder beheer is nie. As ons na hierdie foto kyk van 'n skouperd, dan weet ons hoe mooi dit is as 'n perd in 5 gang opgelei is en hulle deur hierdie gange gaan by die skou. En dit laat mens tog ook wonder, moet 'n perd iets van sy krag en sy forsheid opgee wanneer hy so getem en opgelei word? As jy vir 'n kenner sou vra, dan sal hy vir jou sê, jy's glad nie. Want wat gebeur is, die krag van die perd word juis verfyn en die mooi daarvan word uitgebring wanneer hy so opgelei is. Ek dink dit is ook waar van ons lewe wanneer ons lewens onder die beheer van die Gees plaas. Die Gees verander ons ou natuur, hy vernuwe ons en hy bring mooi en sagtheid uit ons uit. Dan word ons mense wat in ons samelewing heling bring waar daar gebrokenheid is. Ons word mense wat teen ons natuur kan kies en anders kan begin optree. Ons word mense wat opbou in plaas van afbreek. In Numeri 12 vers 3 lees ons dat Moses 'n sagmoedige man was, meer as enige iemand anders op aarde. Maar ons weet dit was nie altyd die waarheid van Moses gewees nie. Moses was 'n man wat op 'n stadium vroeër in sy lewe 'n Egiptenaar doodgeslaan het, bloot omdat hy nie gehou het van die manier waarop hy die Israeliete hanteer het nie. Maar ons sien die wonder van die Gees se werk in Moses se lewe, as hy groei in sy verhouding met die Here, as hy sy lewe onder die beheer van die Gees plaas, en ons sien hoe sagmoedigheid al meer duidelik word in sy lewe. Vanaand gaan julle bietjie saamgesels oor hoe julle die sagmoedigheid wat die Gees reeds in julle lewe bewerk, en julle samelewing kan gaan uitleef. Geniet dit. Kom ons bid saam. Hemelvader, wat 'n voorreg is dit om te weet, Here, dat U ons liefhet bo alles, ten spyte van die gebrokenheid in ons lewens. Here, maar dankie dat ons ook weet dat U met ons werk, ten spyte daarvan, dat U ons wil kom heel maak, Here, dat U ons wil kom verfyn, dat U die mooi en die sag uit ons wil uitbring. Maar Vader, dankie dat U met ons bly werk, dat U ons bly vernuwe en bly verander. Here Jesus, dankie vir die voorbeeld wat U vir ons gegee het, wat ons kan nastreef om te sien hoe sagmoedigheid lyk. En wil U elkeen van ons help om toe te laat, Heilige Gees, dat U hierdie verandering in ons lewens bring. Wil U met elkeen in hierdie groep wees en vir elkeen op die hart kom lê, Here,
hoe U wil hê hulle sagmoedigheid in hulle samelewing moet gaan uitleef. Dat die mense wat met ons in aanraking kom ook sal kan sê van ons dat hierdie mense is onder die beheer van die Gees en die Gees bring die mooi in hulle ook uit. Here, ons eer U dat U hierdie pad saam met ons bly stap, dat U ons bly vernuwe. En dankie dat ons weet dat U genade vir ons elke dag genoeg is om hierdie pad te kan stap. Amen.